Goeiedag en baie welkom. Is ek aan? Ek is nie seker het ons start gedruk. Ja, ons het. Jy sien. Okay. As ek begin dan groet ek die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning, ons verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus en sy kosbare Heilige Gees. Amen en amen. Prys die Here. Dit is, wauw, Here, dit is die dag wat die Here gemaak het. Ons loof U, ons prys U en ons is U, Here, dankbaar dat ons voor U kan staan in hierdie oggend. Kom ons sluit die oë. Vader, in Jesus naam baie dankie. Dankie vir die genade. Dankie vir die seën. Dankie vir die sorg, Here. Dankie vir U beskerming. Here, selfs wanneer ons dit nie eens besef het nie, het U ons beskerm. Dankie. U is waardig. Waardig om geëer te word, Here, om geloof te word, om geaanbid te word, want U is almagtig en U is heilig. Here, spreek met ons vanoggend. Ek bring elke ene, Here, elke een met sy eie behoeftes, Here, bring ek voor U en ons bid vir U genade en Here, U seën wat in U genade is, U versorging wat in U genade is, U beskerming wat in U genade is. Wees ons genadig en spreek met ons vanoggend. Here, ook elke ene, seën elke een wat in hierdie maand weer eens so getrou was, Here, maand vir maand getrou is aan U, met hulle tiendes, hulle offers aan U. Dankie, Here, dat ons hier kan wees, is 'n middelman wat net aangee en in die grond insaai, in die vrugbare grond insaai. Here, ek dink aan U vriend in Christus, aan Janiel, Clint, Elsabie, Wayne, Michelle, Here, ek kan nie nou onthou wie almal daar is nie, maar U weet elke een by die naam, selfs hulle, Here, 'n hele klomp wat nie name of enige aanduiding toon nie, enige verwys het nie. U weet steeds wie elkeen is. Seën elkeen, ooreenkomstig U genade en U rykdom in Christus. En spreek met ons. Dankie vir hierdie voorreg om deur hierdie boek, Here, Openbaring, met U te kan deurwerk. Spreek met ons in Jesus naam. Here, nie om ons bang te maak nie, om ons voor te berei, sodat ons kan reg wees wanneer U op die wolke kom. Spreek, Here, hier is ons. Amen en amen. Prys die Here. Okay, ons is, verlede week het ek nie, wanneer was dit, Woensdag was ek so half, dat ek nie kon onthou het by watter hoofstuk is ons nou eintlik nie, maar toe was ons by hoofstuk 10 het ons agtergekom en nou vanoggend is ons by hoofstuk 11. Nou hoofstuk 10 het geëindig, toe is daar nog trompette oor wat moes blaas met wee. Onthou wee, die woord vir wee daarso is, hoekom word wee gebruik? Die woord was gebruik, want dit is onuitspreeklik, dit wat gebeur. Nou, hier is ons nou by hoofstuk 11. Die hoofstuk 11 gaan hoofsaaklik oor die 6de trompet en die
herbou van die tempel. Reg. Soos wat ek nou gesê, die herbou van die tempel, in hierdie hoofstuk word die Jode toegelaat om die derde tempel te herbou. In die begin van die 7 jaar vervolgingsperiode. Wys jy die wêreld almal besef, almal besef, Here, die tyd loop uit. Hierdie tempel sal eers volgens die skrif hierso van hoofstuk 11 in die begin van die 7 jaar verdrukking gebou word. Ons weet ook dat onderhandelinge vir die bou van die nuwe tempel, die derde tempel, is sterk aan die gang in Jerusalem. So dit moet baie naby wees, want hy kan eers herbou word, of ons sê altyd herbou, is eintlik in gebruik geneem word in die begin van die 7 jaar. Daar want die sogenaamde, daai vals vrede gebeur. En hierso begin, daar word al slote, fondasies gegrou, vir hierdie tempel se herbou. So, iemand ervaar iets en dit is naby die koms van die Here. Reg, vers 1. Maar kyk wat gebeur met hierdie bou van die tempel, vers 1. Daar so staan, en 'n riet soos 'n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesê, staan op en meet die tempel van God, en die altaar en die wat daarin aanbid. Iets soos 'n stok, 'n riet soos 'n stok, is in die oorspronklike woord 'n riet, 'n rhabdos. 'n rhabdos is 'n lengte wat 6 cubits of 6 elle insluit. Dit is hoe lank dit is. Hoe lank is 'n L? Kom ek verduidelik vir jou mooi. 'n L is, of 'n cubit of 'n L is 'n voorarmlengte van die buig van die arm tot by die middelvinger se punt. Dit is 'n rhabdos wat 6 sulke elle is. Dit is van daar tot daar, in die algemeen van die elmboog tot by die vinger, is hier ongeveer 51 centimeter. 6 van hulle, 6 maal 50 centimeters, maak 3 meter. So hy is 'n stok gegee van 3 meter lank om die tempel te meet. Wat 'n tempel? Daar staan meet die tempel van God. Die versie is nou weg hier agter ons. Hierdie is die tabernakel gedeelte, die aanbiddingsgedeelte. En die altaar, want belangrik dat Johannes die altaargedeelte, die aanbiddingsgedeelte meet, want onthou, ons is hier nie by Christen nie, hierdie is die ou ortodokse Jood wat hier gaan aanbid. So, hierdie is vir hom, die ortodokse Jood, is dit 'n allerheilige gedeelte van hierdie tempel. Maar
Johannes word beveel om dit te meet en te kyk wie is daarin, sodat hy kan sien. Maar hier is nou Jood en heiden saam in hierdie gedeelte en hulle aanbid saam in hierdie gedeelte. Wow, dit is hierdie sogenaamde een wêreld godsdiens wat oralste sy kop uitsteek. Daar by hoofstuk 5 het ons in ons skyfie vertoning was daar so foto's gewees van waar hulle op 'n verhoog staan in Pretoria, al die gelowe teer mekaar tussen mekaar en hulle het daar gestaan en elkeen tot sy eie God gebid. Kyk wat die Here haat dit, want dit is 'n vals godsdiens. Dit is nie die waarheid nie. Dis daarom kyk wat is die Here se oordeel hier vir sulke vermenging. Nou, hier is ook 'n instruksie, hy moet net daardie gedeelte meet. Nou hier is 'n voorstelling van hoe die tempel gelyk het. Daarso is hy, die tempel. So hy word beveel om daardie gedeelte te meet en nie hierdie vorige gedeelte nie. Dan het ek vir jou net 'n prentjie om vir jou te illustreer die uitleg van Salomo se tempel. As jy kyk daarso, daar is die voorhof, die binnehof, daar soos die altaar, daar is hy mooi uiteengelê dat jy kan sien hoe lyk die binnekant. Nou hy word beveel om daardie gedeelte te meet, maar nie alles nie. Wow, hoekom? Want dit wat hy vir hom sê daarso, wat die Here Jesus vir hom sê wat hy moet meet, sluit nie daai hele prentjie in nie. Want hy sê, hy gee vir hom 'n opdrag in vers 2. Maar die voorhof buite die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. Amen. Baie belangrike versie hierdie, wat die Here dit verduidelik. Ons kyk daar so weer na hoe die tempelgedeelte lyk, die tempelgedeelte, maar nie die voorhofgedeelte nie, want dit behoort aan dit is in die heidene gegee, 42 maande lank, dit is die 3,5 jaar, vir 3,5 jaar lank. So dit wat ons voorheen gesê het, hierso word dit bevestig, vir 3,5 jaar, die eerste 3,5 jaar is dit hierdie wêreldvrede, wêreldgodsdiens en almal is deur mekaar en almal is happy, of dit lyk so, maar die Here sê, moet nie daardie gedeelte meet nie, want dit word vertrap deur die heidene. Dit is 'n deel, die voorhofgedeelte, wat die Here sê, moenie meet nie, want dit is aan die heidene gegee. Watter heidene is dit? Dit is die antichrist, die nuwe wêreldorde, en hoofsaaklik in daardie gebied waar dit is in Jerusalem, sal dit wees dan die moslim. Die Here sê nee. Dis 'n vermenging van hierdie gedeelte behoort aan my, alles behoort aan my, en dit waar dit vermeng word, heeltemal oorgegee word,
ek sny dit uit, ek stel nie daarin belang nie. Want dit is dan wat eintlik al gebeur. Hierdie is my eie voorstelling, nou ek vir jou net wys. Daarso is, as jy daarso kom in Jerusalem, dan sien daarso is so koepel, so ronde koepel met so goue koepel. Die twee kom by mekaar. Kijk, daarso is die tempel, wat ek daar neergesit het, en daar kom hy, en hy kom na hom toe. En die twee, hy word daar gebou, daar langs hom, styf teen mekaar. Die voorhofgedeelte word ingeneem deur die, wat noem hulle hom nou weer? Die Rock of the Dome. The Dome of the Rock. The Dome of the Rock, ja. Die twee beweeg styf teen mekaar. Wow. En die Here sê, nee. Ek wil niks daarmee te doen hê nie. Jy kan dit nie meet nie, want dit is vals. Sien jy, hierdie gaan oor die waarskuwing vir jou en vir my, wat nog hier is voordat dit gebeur is. Moenie die Here, die enigste almagtige God, aanbidding vermeng saam met die van ander gode nie. Die Here sê, ek sny dit uit. Ek gaan jou uitsny. Wow. Wat het ek nog hierso? Ek het 'n prentjie oor dit. So, dit is wat ons kan sê, die nuwe wêreldorde, een godsdienststelsel neem hierdie gedeelte op. Moenie dit doen nie. Daar is een God, een almagtige God. Nie almal bid tot die Here of almal glo in God nie, want almal bely God. Nee, is hulle gode. As jy by iewerste is waar in daai rigting gedink word, onttrek jy daar, kom daar weg, so gou as moontlik. Vers 3. En ek sal my twee getuies gee dat hulle met sakke bekleed 1160 dae lank sal profeteer. Wat gebeur hier? In daardie tyd belangrik, as ons die Bybel letterlik neem, dan staan daar in Maleagi 4 vers 5 geskrywe dat Elia moet terugkeer voor die dag van die Here. Voor die oordeel van die Here. Nou, baie belangrik, die Jode vir eeue lank al wanneer hulle Pasga vier, dan het hulle hierdie plekkie, 'n plek op die tafel, waar, kom ek wys jou net gou, waar hulle 'n bordjie en 'n bekertjie neersit vir Elia, en ook 'n deur of 'n venster in die vertrek op 'n skreefie oophou, sodat hy kan inkom. Klink nie lekker nie, maar toe maar. Dis hoe hulle dit doen. En die laaste paar jaar is hulle besig om hierdie paasbeker, hierso is 'n goeie voorbeeld van so 'n bekertjie, 'n mooi Elia beker, wat hulle daarso so neersit, en dit is hoe dit lyk. Hulle dek 'n plek vir hom,
daar sit niemand nie, want hy gaan daar moet daar kom sit. En dit is hoe dit lyk op die tafel nou. En die laaste tyd begin hulle hierdie bekertjie wat leeg gestaan het, begin hulle te vul. Nou, hy staan nie meer leeg nie, want hulle sê, hy is so naby sy terugkoms. Nou. So die twee getuies, Elia moet terugkom, ek is, die Here het vir my gewys, dat Elia is die een wat gaan terugkom, definitief. Die tweede een is, het ek nie 'n duidelike woord van die Here gekry nie, maar dit is, ek het dit baie sterk ervaar, dat dit Moses kan wees. Want Moses het voorheen saam met Elia aan Jesus en aan die disippels hier op die aarde verskyn, omdat jy waar op die berg van verheerliking in Matteus 17 vers 3. So, hulle is nie onbekend dat hulle op die aarde was nie, en hulle het saam al voorheen verskyn hier op die aarde. Dan staan daar, hulle is met sakke bekleed. Nou, ek het 'n prentjie hierso, dis nou nie regtig hulle nie, maar net om vir jou die voorbeeld te gee, in sulke swart sakke is hulle bekleed. Dit is 'n Joodse tradisie, wanneer mense rou oor iets, dan het hulle met sakke bedek. So, hulle rou. Waaroor rou hulle? Hulle rou oor hierdie godsdiens en hierdie verlore mense hier op die aarde, dit wat hulle aanskou. Right, vers 4. Hulle is die twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor die God van die aarde staan. Ok, ek het vir jou 'n interessante prentjie. Nee, dis nie hoe hulle lyk nie. Hierdie is regtig twee boompies wat en kandelare ook is. Nee, dit is die voorstelling soos wat dit daar geskryf staan. Dit beteken eenvoudig net, olyfbome en kandelaars dui op die Heilige Gees. Die olyfbome, olyfolie, is 'n aanduiding van die Here se Gees, teenwoordigheid van sy Gees, en kandelare is ligdraers. So hulle is ligdraers van God se boodskap van redding. Right. Dit beteken maar net, hierdie versie beteken net, hulle is gesalf deur die krag van die Heilige Gees en maak die boodskap van lig bekend aan 'n donker wêreld. Dit is wat daar staan. Vers 5 en vers 6. Vers 5 en 6. En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande. En as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word. Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen reën val nie. En hulle het mag oor die waters en dit in bloed te verander en om die aarde te tref met allerhande pla, so dikwels as hulle wil. Amen. Wow. As ek net daarna kyk na wat daar so staan, hierdie magte het aan
Moses en Elia voorheen op die aarde behoort. Waar? 2 Korintiërs 1 vers 10 tot 14, 1 Korintiërs 17 vers 1, Exodus 7 vers 12, Moses, vers 30, Numeri 16 vers 29. Hulle het albei hierdie magte reeds voorheen gehad. En daarso is, en as iemand hulle wil beskadig, sal daar vuur uit hulle monde kom. Dit is iets soos die. Wat hulle sal verslind, sal verbrand. So hulle gaan uitermate mag hê wat die Here aan hulle toevertrou. Wow. Vers 7. En wanneer hulle hul getuienis volëindig het, sal die wat uit die afgrond opkom teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak. Wie kom uit die afgrond uit? Onthou jy, is net 'n hoofstuk terug, was daar die sprinkane, met ander woorde, dit is die demone wat vrygelaat word uit die bodemlose put, sal kom en hulle doodmaak, maar eers wanneer hulle getuienis volëindig is, dan laat die Here hulle doodmaak. Wow. Daar's 'n voorstelling, onthou jy, dit was hierdie sprinkane met die ster, waar is die ster, daar is die ster, soos skorpioene en die vroue hare, kroon op die kop, daar is 'n leeuwbek, dit is die demone, wat hulle dan twee gaan doodmaak. Nou is daar net een vraag wat iemand sal vra is, hoekom moet die twee getuies dan nou doodgaan? Want hulle twee, Moses en Elia, het nooit natuurlike dode gesterf nie. En almal moet sterwe. Jy moet sterwe, en jou siel word gered, en dan gaan jy in die hemel in. Hulle moet ook sterwe, net soos alle ander mense. En hier kom hulle terug om nog 'n laaste opdrag uit te voer, om die waarheid aan die mense te kom oordra, die mense te kom waarsku. En as dit klaar is, dan sterwe hulle. Hulle moet sterwe. Vers 8. En hulle lyke sal lê op die strate van die groot stad wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook ons Here gekruisig is. Dit is definitief Jerusalem waar hierdie plaasvind, waar ons Here gekruisig is. Die Here is gekruisig in Jerusalem, en hulle sal lê op die strate, daarso, kom ek wys jou, daar, baie belangrike punt, daar lê hulle dood in die strate. Maar dit is belangrik dat hulle daar op die strate lê, want en vir 3,5 dae lank, want hulle gaan dien as 'n voorbeeld vir hulle wat hulle wil teëgaan. Ons maak jou dood. Hierdie kom, hulle het hierdie magte gehad. Dit is hoe het gaan wees. Kan jy sien hierso.
hulle was uit die hemel uit, hierdie magte en hierdie kragte gehad, hulle was boos, en ons het die mag om hulle dood te maak. Niks en niemand kan ons weerstaan nie. Dit is die boodskap wat hulle daarmee gaan probeer oordra aan die mense. Dus daarom gaan hulle daar laat lê en dat die mense hulle kan sien. Want Joodse kultuur is dat 'n persoon binne 24 uur nadat hy gesterwe het, moet hy begrawe word. Binne 24 uur. Hulle gaan vir 3,5 dae op die strate hang of daar lê. Net om hierdie mense nog banger te kan maak. Hierdie 3,5 en niks te doen met Jesus en Jesus wat 3 dae in die graf was nie. Hierdie was juis 3,5 dae sodat dit nie met Jesus verwar kan word nie. Net 'n bietjie langer as die 3 dae. Vers 10. En die mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke 3,5 dag lank sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie. Daarso hierdie verse is baie selfverduidelikend. Die bewoners van die aarde sal hulle daar laat lê en hulle word beheer. Hulle gaan nie gelaat word om hulle te begrawe nie. 3,5 dae lank. So 3,5 dae, werklike 3,5 dae lank. Maar dan gebeur daar iets. Boem, boem, boem. Kyk wat gebeur nou hierso. Vers 10. Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat die 2 profete die bewoners van die aarde gepynig het. Daar gaan fees gevier word, hulle gaan mekaar geskenke gee. Een van die grootste partytjies op die aarde ooit. Want hierdie klomp, daar sê dankie dat ons van hulle ontslae is, want hulle het ons net gepynig, maar hulle is heeltemal, die mense is daardie tyd heeltemal verblind, want hulle kan nie sien, wat het hierdie demone, wie hulle doodgemaak het, wat nou sigbaar is, hoe pynig hulle ons, omdat jy 5 maande lank al nie. Maar hierdie ouens, hulle kan ons nie kom pynig nie, wat die waarheid kom praat nie. Dit is verskriklik, die verlorenheid van die mens. En die mens op daardie tyd, die vyand, gaan nie besef dat hierdie is deel van God se plan gewees nie, dat die 2 getuienis 3,5 dae moet dood wees, dat hulle moet sterf nie. En dat dit alles deur die Here bepaal is. Duisende jare vooruit. En 3,5 jaar is, het ek nou net gesê, dit is net nie verwar word met Jesus nie, maar 3,5 is 'n belangrike getal. Ekskuus, ek het nie gelag nie, ek wou hoes. 'n belangrike getal in hierdie tyd, want alles werk op 3,5 jaar. Hoekom 3,5 jaar? Ek weet nie, die Here het dit nie gewys nie, maar alles is gekoppel in 3,5. Hierdie 2 getuienis was vir 3,5 daar dood gewees. Hulle was vir 3,5 jaar op die aarde gewees. Dankie, hier kry ek 'n syswiekie, seker dat ek nie weer moet hoes nie. Baie dankie. So,
baie goed gebeur op 3,5. Of dit nie 3,5 jaar is nie, is dit 3,5 dae, maar 3,5. En dan word daar vir hulle gesê, waar is die versie? Man, ek soek my dood na die versie, vers 11 en 12. Dit is omdat ek die verkeerde versie agter my het. En na 3,5 dag het 'n gees van die lewe uit God in hulle ingegaan en hulle het op hul voete gaan staan en 'n groot vrees het geval op hulle wat hulle aanskou het. Hierdie mense wat nou so partytjie gehou het en bly gewees het, ja, nou is daar 'n groot vrees oor hulle, want hulle weet nie wat gaan nou gebeur nie. Vers 12, en hulle het 'n groot stem uit die hemel vir hulle, het hulle hoor sê, kom op hierheen. En hulle het opgevaar na die hemel in die wolk en hul vyande het hulle aanskou. Ek het 'n baie mooi voorstelling. Daar gaan die twee in die hemel in. Kom op hierheen. Presies dieselfde woorde as wat die Here gebruik het in Openbaring 4 vers 1 met die wegraping toe hy sy bruid kom haal het. Presies dieselfde woorde. Die Here sê vir hulle, kom op hierheen, en hierdie mense het hulle aanskou. Daar gaan hulle is weer lewend. Wow. Hulle gaan nie weet wat gaan nou hier aan nie, en vrees van hulle oorval. Vers 13. En in die uur het daar 'n groot aardbewing gekom. So hulle opgeneem word in die hemel, het daar 'n groot aardbewing gekom en 1/10 van die stad het geval en 7000 mense het in die aardbewing omgekom en die ander het bevrees geword en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring. Het lyk nou so asof hierdie mense nou tot hulle sinne kom hierso, want hulle het van die God van die hemel heerlikheid toegebring. Nee. Hulle niks kan hierdie mens wat heeltemal verblind is, sonder die gees van die Here is, kan oortuig van die waarheid nie. Want belangrik die woordkeuse hierso, God van die hemel, nie die enigste God van hemel en aarde, die skepper nie, nee, die God van die hemel. So elke ene gaan sy eie God van die hemel, want hulle almal glo hulle is gode wat in die hemel is, gaan elkeen aan sy eie God hierdie eer bring. Wow. So nog steeds het dit niks gehelp nie. Nou hierdie, baie belangrik, hierdie aardbewing wat ek wil noem is dieselfde aardbewing van Openbaring hoofstuk 6 vers 12. Hierdie aardbewing hierso in vers 12 en Openbaring 6 vers 12 is dieselfde aardbewing. Daai ene in Openbaring 6 was daar met die 6de seël het hy plaasgevind en dit is daar presies in die middel van die 3,5 jaar gewees. Wanneer het hierdie gebeur? Na 3,5 jaar wat hulle op die aarde is. Hulle het begin met net na die wegraping het hierdie gebeur. Hulle is 3,5 jaar presies in die middel van die verdrukking op die aarde. Een en dieselfde aardbewing. 1/10 van die stad en 7000 mense dui presies op dit wat dit sê. 1/10 van die Jerusalem
gaan verwoes wees, totaal verwoes wees, en 7000 mense gaan definitief sterf. Daar staan die getalle. Dan is dit vers 14. Ons gaan nogal vinnig. Vers 14. Die tweede weer het verbygegaan. Kyk, die derde kom gou. Daar is nou nie iets te verduidelik aan dit nie. Dit sê die tweede vreeslike oordeel van die Here het verbygegaan. Kyk, die derde kom gou. Dit sal spoedig wees. Daar gaan nie 'n groot gap wees tussen die twee nie. Dit sal spoedig gebeur. En dan gaan die 7de trompet blaas. Nou, die 7de trompet speel in die hemel af. En dit speel in die hemel af, en dit is hierdie verlore, vertoornde nasies hier op die aarde, wat gereed maak vir die oorlog, die slag van Armageddon, want hulle sien kans, en hulle het nie 'n keuse nie. Almal bestaan onder hierdie wêreldorde. Hulle is gechip, hulle is masjiene, hulle word net beveel om op te trek vir oorlog. Vers 15. Vers 15. En die 7de engel het geblaas, en daar was 'n groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Right. Weet ek het? Nee, ek het nie 'n prentjie nie. In die hemel word die Here geloof en gedank dat die eeuwelange stryd teen God en teen sy kinders tot 'n einde gaan kom, want hulle gaan hier op die aarde bymekaar gemaak word om op te trek, om teen die Here te kom oorlog maak, en hulle gaan vertrap word. Dus al niks anders iets verskuil in daardie teks nie. Vers 18. Vers 18 lees dan. Nee my genade, waar het ek nou enige mis? Kom ons gaan nou eers na 16 en 17. Het ek nie dit gesê nie? Nee, hulle skud hulle koppe. En die 24 ouderlinge wat voor God op hulle trone sit, het op hul aangesig geval en God aanbid en gesê, ons dank U, die Here God Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U groot mag aangeneem en as koning geheers het. Okay. Daarso is dit. Daarso is 'n prentjie. Die 24 ouderlinge, sal jy onthou, dit is nie 24, 'n getal van 24 nie. Dit is 'n aanduiding van Ou en Nuwe Testament. En daar gaan, jy kan sien daar's baie. Daar is baie mense van die Ou Testament en baie in die Nuwe Testament wat gered gaan word. En hulle het op hulle aangesig geval en hulle het die Here geloof dat na al hierdie jare word gaan Satan nou eers reg gesien word uiteindelik. Dankie Here.
Nou kan ons na vers 18 toe gaan. En die nasies was vertoornd, die nasies was kwaad, en die toorn het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan u diensknegte, die profete en aan die heiliges en aan die wat u naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf. Wauw, wat hier so staan is, niemand gaan oorgesien word nie. Nie klein of groot nie. In die oorspronklike teks is dit nie klein of groot wat statuur beteken nie, maar ouderdom, mens, klein, kinders of groot, ou mense, almal moet die Here aanneem. Dit is nie die skool, die kerk, die whatever in die skool. Jy kan nie op die skool saak maak en sê, dis nou die skoolse probleem, soos wat mense in die ou tyd gemaak het, en die skool moes die kinders geleer het van die Here nie, want hulle leer vir hulle allerhande ander godsdienste en allerhande goed vandag se dag. Dit raak jou plig, dit is jou as ouer, as oupa, ouma, whatever, almal wat familie is, dit is, of jy nou familie is of nie, dit word jou plig om die Here oor te dra aan klein en groot. Om die waarheid oor te dra aan klein en groot. Wow. Want daar kom 'n tyd wat almal wat nie die Here aangeneem het nie, en almal wat onbelyde sonde het, almal wat die diensknegte van die Here benadeel of gepynig het, selfs hulle, almal gaan geoordeel word. Niemand gaan dit vryspring nie. Wow. Dis wat die Here daar waarsku. Almal gaan geoordeel word. So, neem die Here aan, bely die Here as jou persoonlike verlosser en jou saligmaker en jaag heiligmaking na. Dat die Here se gees in jou, deur jou na buite kan manifesteer. Jy moet 'n draer wees van die gees van die Here. Olyfboom en 'n kandelaar. Baie belangrik. Kyk wat gebeur hier. Dan vers 19. En die tempel van God het in die hemel oopgegaan. Sy verbondsark is in sy tempel gesien. En daar was weer ligte en stemme en donderslae en aardbewings en groot haal. Wow. Op dit wat die versie sê, dat die hemel het oopgegaan, dis wat ons gesien het, en daar so is die verbondsark. Wow, goeie voorstelling daarvan. Die hemel is God se tempel, jy moet dit onthou. Waar is God? Die Here se tempel, God se tempel is die hemel. Dit skuif die klem van die tempel, die kerk hier op die aarde en wat die mense vir afgod
die kerk meer as die Here in baie gevalle. Want die Here sê, daardie gebou bly hier agter. My tempel is in die hemel. In die eerste plek. Wow. Hier in my tempel, in die hemel, hier staan die verbondsark voor die troon. Nergens anders nie. Daar is die altaar, waar die gebede, onthou jy hoofstuk 2 hoofstukke terug, die gebede onder ingaan. Ja, alles in die hemel. Daar in die hemel, in God se tempel, onthou God sy mense asook die prys wat Jesus vir hulle betaal het. Hebreërs 9 vers 23-26. Dan word gepraat van weerligte en stemme en donderslae. Klink baie soos Openbaring 4 vers 5 en Openbaring 8 vers 5, want dit is dieselfde. Elke keer wanneer die tempelarea genoem word of ingegaan word, dan word daar so elke keer, soos wat ons gaan, soos wat jy al 2 keer gesien het, kom hier dieselfde beskrywings, dan word daar so verskriklike krag en energie vrygestel. Dit is die tempelarea van God in die hemel. 'n Gedeelte waar daar verskriklike krag en energie van God is. Ek het gesê die aardbewing wat op die aarde gaan plaasvind, dieselfde aardbewing as die aardbewing van Openbaring 16 vers 18, wat Babylon, wat dan nou Jerusalem is, gaan vernietig. En dan word hier so gepraat van groot haal. Nou hierdie is die eerste van groot haal wat op die aarde val. Aan die einde van die laaste skaalplaag in Openbaring 16, dis daar vers 17, 18, 19, 20, sal verskriklike groot haal die aarde weer tref. En jy weet wat se skade haal kan veroorsaak. Nee, hier word genoem van groot haal. Die oorspronklike teks sê dit is enorme haal. Wanneer ons daar kom, jy gaan sien, dan gaan hierdie daar by hoofstuk 16, dan gaan hierdie haal se gewig ook nog genoem word. Dis verskriklik. Dis die gewig van sementsakke. So hier is 'n verskriklike tyd wat kom, en jy kan sien hoekom die Here gesê dis 3W, want daar is nie woorde om dit te beskryf nie. Dit wat die aarde gaan tref en dit wat op die aarde gaan gebeur, gaan verskriklik wees. Nou is ons aan die einde van hoofstuk 11. Volgende keer hoofstuk 12. Maar ek wil sommer vroegtydig sê, dat Woensdag gaan ek nie 'n uitsending hê nie. Ek moet weer spesialist toe gaan, en daar moet weer toetse gedoen word.
hier in die kop of op die kop of in die kop of somewhere, ek weet nie seker waar nie, want hulle wil sien of alles alright is daar binne. My vrou sê nee, alles is nie alright daar binne, sy kan dit vir hulle sê, hulle hoef nie toetse te doen nie. Maar hulle wil bepaal hoekom kry ek elke 3 maande hierdie ligte beroertes dan en dan is dit deur die oog. So hulle probeer dit vasstel wat die oorsaak is. So ons vertrou die Here daarvoor. Dan volgende week dan is dit die volgende uitsending sal dan volgende Sondag wees. Daarna volgende Woensdag gaan ek ook nie, want dan sal ons dit vervang met ek vier nie Kersfees soos wat mense Kersfees vier nie, of die tradisie Kersfees vier nie, maar ja, ons sal 'n geboorteboodskap dan daar die Woensdag bring en die volgende Woensdag daarna 'n nuwejaarsboodskap. So die Woensdae gaan nou vir so 3 weke. Ja, daar gaan Woensdae wees, maar dit gaan nie Openbaring wees nie. Ek probeer dit nou so verduidelik dat ek myself later nie eers kan verstaan wat ek wil sê nie, maar dit is waarop dit neerkom. Ekskuus. Die Here het gespreek. Dankie Here. Dankie vir u woord. Dankie vir die seën van Openbaring. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Dis die Shalom wat jy op die einde gaan hoor, is vrede, hoor. Sê Here gegeta Adonai dishmarecha, ja Adonai pawani lecha we gogonechta, Yesa Adonai pawani lecha we asem lecha, Shalom. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou vat, jou man, jou omhels, jou ophef tot by hom, in hom, en aan jou vrede gee. Amen en prys die Here. Amen. Tot volgende keer. Shalom.